Een van die dae is dit weer Paasnaweek. Vir sommige slegs 'n wegbreek naweek. 'n Naweek van wêreldse plesier. Vir Christene reg oor die wêreld die herdenking van een van die grootste gebeurtenisse. Vandag in deel 1 is ons onderwerp van die kruis tot die leë graf. Paasfees begin in duisternis, voordat dit in lig uitbars. Voor die opstandingsoggend was daar verraad, onreg, lyding en 'n wrede kruis. Jesus Christus het Jerusalem binne gegaan met die presiese wete van wat op hom gewag het. Hy was nie 'n slagoffer van omstandighede nie. Hy was die gewillige lam van God. In die ure voor sy kruisiging is hy deur een van sy eie verraai, deur 'n ander ontken, valslik beskuldig, geslaan en bespot. Die skare wat eens Hosanna geskryf het nou uitgeroep, kruisig hom. Die Romeinse kruis was bedoel om te verneder en te vernietig. Maar dit het die altaar van God se grootste daad van liefde geword. Selfs terwyl hy aan die kruis gehang het, in ondenkbare pyn, het Jesus die hart van God geopenbaar. Aan die misdadiger wat in geloof na hom toe gedraai, het hy vergifnis en hoop gegee. In daardie oomblik sien ons 'n kragtige waarheid. Verlossing is deur genade, deur geloof. Daardie sondaar kon nie sy verlede ongedaan maak of goeie werke doen. Hy het eenvoudig geglo. En Christus het hom van 'n ewige lewe verseker. Die kruis verklaar dat geen sondaar buite verlossing is wanneer hy na Jesus draai. Maar die kruis was nie die einde nie. Toe Jesus gesê het, dit is volbring, het hy verklaar dat die skuld van sonde ten volle betaal is. Die opoffering was voltooi. Maar as die storie in 'n graf sou eindig, sou ons geloof leeg wees. Die opstanding verander alles. Op die derde dag is die klip weggerol. Nie sodat Jesus kon uitkom, maar sodat die wêreld kon inkyk. Die leë graf verkondig oorwinning. Dood, die laaste vyand, is verslaan. Sonde se krag was gebreek. Die opstanding is God se openbare verklaring dat die offer van Christus aanvaar is. Vir ons as Christene beteken die opstanding, ons sondes word werklik vergeef. Die dood het nie meer die finale woord. Ons geloof rus op 'n lewende verlosser. En ons sal ook tot die lewe opgewek word. Sonder die opstanding sou die Christendom 'n morele filosofie wees. Met die opstanding is dit lewende hoop.